Goeiedag, ons gaan aan met ons reeks waar ons die Afrikaans 33 vergelyk met Professor Hannes se Sacred Restoration Name Bible. Ons kyk gou na Openbaring 1 vers 8. Eerste uit Afrikaans 33 uit. Hierdie is die woorde van Jesus na hy verskyn het aan Johannes. Hy sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Dan kyk ons na die Restoration Bible. I am the A to the Z, said Jaffa, the Elohim who is and who was and who is coming, the Almighty. Sjoe, hierdie is 'n groot verskil en dit het 'n groot impak op die betekenis van die teks. Ek verduidelik julle gou hoekom. Kyk hierso. Hier het ek 'n red letter Bible. So aan die woorde in rooi is die woorde van Jesus Christus. Oor waar Jesus Christus gespreek het, is sy woorde in rooi. Nou, hier is die boek van Openbaring. Kyk hierso praat Jesus weer en spesifiek in Openbaring 1 vers 8 is dit Jesus aan die woord. Hy sê, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord who is and who was and who is to come, the Almighty. Terloops, hier is die King James. En kyk vers 7, dit is definitief Jesus wat praat. Behold, he comes with clouds, and every eye shall see him. They also who pierced him, and all the tribes of the earth shall wail because of him. Even so, amen. Dis 'n enorme verskil. Sien julle wat gebeur as mense die Bybel vertaal en hulle het agendas, hulle het vooropgestelde idees. En ek kan jou wys in die teksreseptes, dis die bronteks, dat Jaffa kom nie voor in Openbaring 1 nie. Dit is nie daar nie. Openbaring 1 is Jesus Christus, wat aan Johannes verskyn en hy praat met hom. En as ek wys in die Red Letter Bible, dis Jesus wat praat. Dis Jesus wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat was en wat kom. En dis 'n blaatant verandering, want hulle probeer die godelikheid van Jesus al wegvat. Hierdie Bybel is definitief vertaal deur mense wat dink Jesus is 'n engel, of hulle dink nie Jesus is deel van die godheid nie. Dit is nou al die tweede vers, wat die godelikheid van Jesus Christus al wegvat. En ek dink dit is nogal ironies, want Professor Hannes het 'n petisie begin, 2016, waar hy die Bybelhuis probeer aanvat het, en hy wou die nuwe Afrikaanse vertaling stop. Want volgens hom het die Bybel die godheid van die Seun aangevat. Dit het nie. Die 2020 was toe gepubliseer, en dit eer nog steeds die Seun met sy godheid. Wat vir my ironies is dat Professor Hannes bemark hierdie Bybel, wat die godelikheid van Jesus Christus sal wegvat. So as jy enige vers het, los hulle asseblief hier in die kommentaar, en kyk, ons staan. Okay. Ek weet, daar's 'n paar mense wat gelos het, ek sal by hulle uitkom. Okay.